Goeiemôre, weer eens. Goeiemôre aan al die kykers. En vandag se tema is jy 'n gawe mens? Nou, voordat ek by gaaf kom. Die Bybel vereis van ons om goed te wees. Maar baie keer dan misgis ons dit met gaaf. Om 'n gawe mens te wees, so ek wil 'n vergelyking tref met julle, die verskil tussen wat gaaf is en wat is goed. Maar eerstens, wat beteken dit om goed te wees? En dit begin 'n mens te sien in Romeine 12, as jy vir ons opsit. Wat sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Nou voordat 'n mens aangaan, die woord sê ons moet goedgesind wees teenoor alle mense. Nie net die mense wat jy van hou of wat goed is vir jou nie. Teenoor almal van hulle. En dan gaan dit aan. Deur te sê, as jy vir ons aangaan op vers 19 toe, moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. Nou wat dit vir ons sê is, as iemand iets verkeerd doen aan jou, en dit gaan gebeur, baie keer doen ons verkeerd aan ander, baie keer doen ander mense verkeerd aan ons, dan raak ons kwaad, dan wil ons nou hulle terugkry. Ons sal hulle wys. Ons sal hulle nou terugkry vir hierdie wat hulle aan ons gedoen het. Maar God sê vir jou, nee, moenie. Staan terug. Los spasie. Want daai spasie wat jy los, is die spasie waarin hy gaan werk met daardie persoon. En daai straf is nie altyd, hy gaan die persoon met 'n weerligstraal slatter die hemele uit nie. Baie keer werk God dan met daardie persoon se hart. Waar as jy gaan en jy probeer jou eie wraak te neem, dan maak dit nie net daardie persoon seer nie, dit maak jou ook seer. Ek meen, wie van ons het al ooit goed gevoel, nadat jy wraak geneem het teenoor die persoon wat jou kwaad aangedoen het? Miskien so 'n paar sekondes na dit sal hy sê, yes, daai persoon het gekry wat hy verdien. Ja, bly. Maar daai aand, as jy gaan slaap, dan besef jy, nee. Eintlik was ek nou lelik geweest met hierdie persoon. Eintlik het hy nie dit verdien nie. Dis hoekom God sê, weet jy wat? Staan terug, reverse, stay back. Geef hom spasie om te werk. Want as 'n mens dink aan Sodom en Gomora, het hy ook vir die gelowiges daar gesê, vir Lot en sy gesin, vlug. Moenie terugkyk nie, ek gaan Sodom en Gomora gaan ek straf. En toe sy vrou terugkyk, toe word sy deel van die straf. Nou dieselfde met ons, as jy nie spasie los, laat God kan doen wat hy moet doen nie, dan gaan jy deel word van daai straf. Dan gaan jy self seer kry. Dis hoekom hy vir jou sê, dis my reg om te straf, ek sal vergeld. Ons hoef nie wraak te neem nie. Maar die volgende vers sê vir ons wat ons wel moet doen. As jou vyand honger is, en net wel, as jou vyand honger is, nie jou vriend nie, nie jou familie nie, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. En hier is die rede hoekom. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dit is wat God vereis van ons as Christene. Dit is wat dit beteken om 'n Christen te wees. Om werklik vir die mense wat jy glad nie kan verdra nie kwaad voor te raak nie. Maar te sê, weet jy wat? Het jy iets nodig? Kan ek vir jou kos gee? Kan ek vir jou water gee? Het jy hulp nodig?
Dis die vinnigste, en die Bybel sê dit self, dis die vinnigste hoe jy daai persoon so skaam maak, laat daai persoon besef, okay, wat het ek nou gedoen? Hierdie man, hierdie vrou is dan nou so goed vir my. En kyk wat doen ek met teenoor daardie persoon. Dis hoe jy mense win. Nie deur kwaad te raak nie, nie deur wraak te neem nie. Daarom, om goed te wees, is 'n vereiste wat God vir ons stel. Dis iets wat ons moet doen. En ons gaan kyk in Galasiërs 5, waar dit vandaan kom. Maar die vrug wat die Gees voortbring, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid. Ek weet daar's nog, maar waarop ek wil hamer is spesifiek goedheid. Wat vir jou wys, goedheid is 'n prinsip wat kom van die koninkryk af. Dis 'n koninklike prinsip, 'n hemelse prinsip as ek dit so kan stel, wat ons net gaan regkry deur die Gees wat in ons woon. Jy kan probeer goed wees sonder die Gees, maar om konstant goed te wees, kom van die Gees af. Want wie van ons het al probeer om, vat 'n maand, vat 'n week eintlik, om daai hele week nie meer te verloor nie. Net daai week. En nie net goed te wees vir jou vriende, vir jou familie nie, dis maklik. Dis baie maklik. Okay, nie alle familie nie, maar meeste van hulle is daar maklik om lief voor te wees en voor om te gee. Maar nou stap na jou vyand toe en sê vir hom, weet jy wat, ek wil vandag jou bless. Hier sommer vir jou kos, hier is vir jou brood. Enigiets wat jy dink daardie persoon het nodig, en dit hoef nie fisies te wees. Partykeer het daai persoon sommer net 'n druk nodig, sê weet jy wat, God is lief vir jou. Hy is hier vir jou. So dis 'n challenge. Dit is 'n baie groot challenge wat ons het. So, gaan vir my aan asseblief. Nou, ek het hierso 'n tabel opgetrek oor die verskille wat dit beteken om gaaf te wees en om goed te wees. Die eerste ene, beleefd teenoor 'n lewenstyl. Beleefd beteken maar net, jy's maar net nice met die mense. Maar dink bietjie, as die pop op die fan strike, kan jy nog steeds nice wees met iemand? Dink jy so nie. Dan verloor jy dit. Waar, as jy goedheid in jou het, moet dit 'n lewenstyl word. Dit moet deur die goeie, deur die slegte, deur elke situasie, moet jy konstant goed kan wees. Dit hang nie van 'n situasie af nie. Dit hang nie af, hoe staan ek op vandag? Ek is nou nie in 'n goeie mood vandag nie, so ek gaan nou almal afkraak vandag. Nee, dis nie goedheid nie. Dis as jy nou wil nice wees, dis as jy wil gaaf wees, dan staan jy in 'n lekker by op en jy smile vir almal en jy is happy. Gaaf, yes. Maar goed kom, juis wanneer jy in daai slegte by opstaan, iemand werk op daai laaste senuwee van jou. En jy kan nog steeds sê, weet jy wat, dis okay. Ouers, julle weet, julle kinders, soos byvoorbeeld, as ek nou so voorbeeld kan noem, jy het nou net vir jou lekker kos gemaak, jy het nou vir jou sap ingegooi, dis nou die laaste sap in die bottel, lekker breakfast, en hier kom jou kind en hy drink hy sap op. Sonder om te vra, weg. Nou, dit sal jou mos kwaad maak, want dit was nou die laaste en ek het dit nou vir my ingegooi. Nou is my hele oggend sommer bederf. So wat gaan jy nou doen? Binne jou voel jy dit. Maar nog steeds, as jy wil goed wees, moet jy nog steeds
okay, dis nie okay om dit te doen nie, maar jy kan nog steeds vir hom sê, weet jy wat, daai was eintlik myne gewees, maar weet jy wat, ek gaan nie vir jou kwaad wees nie, moet dit net volgende keer nie doen nie. In plaas om kwaad te raak en sê, hoekom doen jy dit? Hoekom het jy dit nou gedoen? Ek het dit nou nodig gehad, ek het dit vir myself uitgegooi. Dan begin almal se dag sommer sleg. Die tweede ene. Om gaaf te wees is oppervlakkig. Jy loop as jy loop verby iemand, jy gee 'n smile, baie keer, soos ek al gesê het, jy vra vir iemand, ja, hoe gaan dit? Nee, goed, dan die persoon is nog nie eens klaar gepraat nie. Ja, nee, dan is jy al klaar weg. In plaas om werklik te hoor, hoe gaan dit met daai persoon? Gee jy regtig om hoe dit met daai persoon gaan? Gee jy regtig om wat in daardie persoon se lewe aangaan? Of vra jy net so, jy's amper te bang as hy begin sê, dit gaan nie goed nie. Sodra jy hoor, ek moet nou gaan, okay, nee? Dan is jy nice, ek meen, dis maklik, dan hoef jy mos nou nie sy nonsens te hoor nie, of haar nonsens te hoor nie. Maar, om werklik goed te wees vir iemand, vra jy daardie persoon, hoe gaan dit met jou regtig? Moenie vir my net sê, okay nie net sê het gaan goed, of al daai gesegdes wat ons nou al geleer het, wat ons doen nie. Hoe gaan dit regtig met jou? En stel belang in daardie persoon se lewe. En weer eens, nie net familie nie net vriende nie. Almal wat jy teekom. Maak 'n punt daarvoor, as jy vir iemand vra hoe dit gaan, maak 'n punt daaroor om regtig te vra hoe dit gaan. Nie net as die persoon sê, ag, het gaan maar goed, en dan, ja, okay, shop, en loop ons weg nie. Derde enetjie. Erkenning teenoor aktief. Ons het al gesien as mense, as iets goed in ander mense se lewe gebeur, en niks goeds gebeur in jou lewe nie. Sien net maar, iemand het 'n promosie gekry. Dan voel jy partykeer so op reis in jou, en dan sê jy vir daai persoon, mooi, ag, ek is so bly vir jou. Jy verdien dit, en dan eintlik binne jou dog jy, ja, hoekom het jy dit gekry? Ek verdien daai promosie, ek verdien daardie werk, maar hoekom het jy dit nou gekry? So, as jy wil gaaf wees, dan sit net met 'n smile. Dat jy net sê, ja, nee, ek bly vir jou. Ek is so bly. Maar binne jou voel jy, kan nie. Waarom goed te wees, sê jy vir daai persoon, weet jy wat, ek gaan jou bystaan. Hoe kan ek jou help? Jy gaan nou soveel verantwoordelikheid hê. Jy gaan soveel stres dra. Kom ek hou jou hand op. Kom ek help jou in dinge waar jy dalk gaan sukkel. Kom ek help jou om na die volgende vlak toe te gaan. Dan is jy goed teenoor daardie persoon. En hoeveel keer doen ons dit eintlik? Hoeveel keer sê ons vir daai mense wat jy eintlik, jy kan amper sê is afgunstig teenoor hulle, sê vir hulle, weet jy wat, ek wil jou help om jou next level te bereik. Ten spyte van of jy dit nou verdien of nie verdien nie, maak saak dit nie. Jy het daai pos gekry, en ek gaan jou help om daardie pos vol te staan. Kom ek help jou, kom ek staan jou by. Dalk het jy kontakte wat daardie persoon kan help. Dalk kan jy self daardie persoon help. Maar omdat 'n mens afgunstig is, nee, ek hoop jy flop man, ek hoop jy fail. Dan is 'n mens net gaaf, dan is jy nice. So kyk na die volgende ene. Bedagsaam teenoor mededeelsaam. Nou om hierdie een te verduidelik, gaan ons bietjie kyk na 'n vergelyking wat ons almal ken, die barmhartige Samaritaan in Lukas 12. Sit vir ons die vers op. Okay, dis nou nie die hele ene nie, maar julle weet daar was 'n man gewees, hy was aangeval op straat, en hy was, kan ek sê, baie seer gemaak gewees, en hulle het alles van hom gesteel. En hy het daar gelê, en op een tyd, toe stap daar 'n priester verby,
aan die ander kant van die pad. So die persoon het ook maar net so draaie geloop om hierdie persoon. En na die tyd het 'n leviet verbygekom. Nou die leviete, daai tyd, as ek dit nou baie kort kan stel, was die worshippers gewees. Hy het verbygestap en ook aan die ander kant van die pad net verbygestap. Nou dink jouself self in. Hier kom 'n pastoor en hy kyk jou net aan en hy sê, my seun, my dogter, ek sal vir jou bid. Ek sal vir jou bid en dan stap hy verby. Hoeveel keer sê ons dit in plaas om aktief daardie persoon te help? Nee, ek sal vir jou bid. Blessings. En dan gaan ons verby. En die worship leader kom ook. Ja, die Here seën jou en beskerm jou, en dan loop hy verby. Ja. Hier is die punt wat ons moet weet, maar 'n Samaritaan. Nou daai tyd, die Samaritane was 'n ander ras gewees van die Israeliete gewees. En hulle was vyandig teenoor mekaar gewees. So, dink jouself aan, hier kom 'n vyandige nasie se persoon, en daardie persoon kom help jou. Van alle mense, jou eie nasie, jou eie ras, jou eie mense, help jou nie, maar loop verby jou. Maar hier kom iemand wat jy moet eintlik sien as 'n vyand, en help jou. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het hom afgekom, en toe hy hom sien, het hom innig jammer gekry. Nou daar is die resep van goedheid. Jy moet innig jammer wees vir mense. God sal baie keer daai op jou hart lê. Dan jy sal nie verby daai persoon kan stap nie. As die Gees jou werklik help om iemand te lei om te help nie. Jy sal so, kan ek sê, so passie, so liefde vir daai persoon voel dat jy vries net daarin begin om te help. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. So daar het hy goed wat hy gehad het, gegee aan daardie persoon. En dit is wat goedheid is. Dit beteken, jy moet wat jy het aan ander gee, as dit hulle sal help. Ek meen, hy het nie gaga winkels toe gegaan en die goed gaan koop nie, hy het dit klaar byderhand gehad. Hy was equipped met al hierdie goedere by hom gewees. So hy kon die persoon help met wat hy gehad het. Toe het hy op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. So daar sien ons mens, hy het nie net daar op die pad om gou versorg en sê, okay, right, vrede, ek gaan verder aangaan om net daar gelos nie. Hy het gesê, nee, ek help jou gou op, ek vat jou na 'n herberg toe. En hy was daar verder versorg gewees. En meer as dit is die aangaan vir ons. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom. En as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. So hy het nog verder gegaan. Hy het vir die persoon gesê, okay, ek moet nou gaan, maar weet jy wat, ek gaan vir jou betaal. Jy kan hierso bly, totdat jy reg voel. Totdat jy gesond is, totdat jy reg voel om aan te gaan. Geen tyd nie. Ek meen, hoeveel van ons sal vir 'n vreemde persoon, byvoorbeeld inboek, by 'n lekker B&B, en vir hom sê, weet jy wat, bly daar so lank as wat jy wil. Maak nie saak, as jy 'n week daar wil bly, maak nie saak nie, dis fyn, ek sal die dinge, die omkostes vir jou dra. En as dit te min is, ek sal later terugkom en die res vir jou gee. Nee, ek dink nie baie van ons sal dit doen nie. Ons sal sê, hoor hierso, jy het 2 dae. Jy het 2 dae. En dan sal jy gaan vir die mens, okay, hoe laat begin jy check vir die volgende dag? 1 uur. Nee, okay, hoor die 12 uur moet jy uit wees.
Wat dis nie wat hierdie man gedoen het nie. Hy het gesê nee. Maak nie saak wat die omkostes is nie. Ek sal dit vir jou dra. En as dit nog steeds nie genoeg is wat ek gegee het nie, ek sal kom gee. Dit is wat van ons verwag word om te doen. Daai above and beyond. En ek weet, mense sukkel daarmee. Ek is een van hulle, definitief. Maar weet jy, as die Gees met jou werk, dan kan jy nie anders as om te gee vir mense nie. As jy vir ons aangaan. So toe vra Jesus nou vir die skrifgeleerde, so om konteks te gee, dit was 'n skrifgeleerde gewees wat vir Jesus gevra het. So, wat moet ek doen om die ewigheid te verdien? Sê Jesus vir hom, okay, maar sê vir my, wat sê die skrif van Dawid moet jy doen? En die skrifgeleerde sê vir hom, ek moet my God lief hê met my hele hart, my hele siel en my hele verstand. En ek moet ander lief hê, of my naaste lief hê, soos myself. En toe vra hy nou vir Jesus, en dit was om hom te vang. Toe vra hy vir Jesus, okay, jy sê nou, ek moet my naaste lief hê, soos myself. Wie is my naaste? En dit is toe Jesus vir hom hierdie vergelyking vertel. Nou na die tyd, toe vra Jesus die skrifgeleerde, wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom, wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan, maak jy ook so. So, dit is jou naaste. So jou vyand, of wie jy dink is jou vyand, kan ook jou naaste wees. Soos ek gesê, die Samaritane en Israeliete was vyandig teenoor mekaar gewees. En tog was dit 'n Samaritaan wat gestop het om die Israeliet te help. Nie 'n Israeliet wat 'n Israeliet eers gehelp het nie. So dit is wat God bedoel met jou naaste. As jy sien iemand het hulp nodig, raak daardie persoon onmiddellik jou naaste. So naaste is nie wie die naaste aan jou hart is nie. Jou geliefdes nie. Jou naaste is wie op daai oomblik jou hulp nodig het en jy weet, jy kan daardie persoon help. So as ons teruggaan na die tabel toe. Volgende een is selektief, waar goed selfloos is. Gaaf, kan jy pick and choose wie jy voor nice wil wees. Jy hoef nie vir almal nice te wees nie. Jy kan mos kies. Maar om werklik goed te wees, is selfloos. Partykeer vat dit nogal baie guts om goed te wees, soos ons gesien het. En partykeer daardie persoon wat jy sien as 'n vyand, jy loop verby hom en jy sien, maar hierdie persoon het jou hulp nodig. Dan haal jy maar diep asem en jy sê, weet jy, ek is hierso, kom ek help jou. Wat kan ek vir jou doen? Volgende ene. Passief instemmend, teenoor kragtig geanker. Die probleem met dese se samelewing is, jy word gesien of sag as 'n sagte persoon, of as 'n harde persoon, 'n koue persoon. Maar, besef jy is nie veronderstel om een van daai twee te wees nie. Want, as jy te sag is, dan loop almal boor jou. Dan stem jy saam met almal en alles, jy het nie jou eie opinies nie, niks nie. Maar as jy weer te hard is, dan verloor jy jou passie, jou liefde vir mense. Wat God ook nie wil hê, moet gebeur met ons nie. So, mens moet kragtig geanker wees in dit wat jy glo. As jy weet 'n ding is reg, nie dink 'n ding is reg nie, jy moet weet, volgens die skrif, volgens morele standaarde, my waardes is reg, en iemand gaan teen daardie waardes, dan moet jy kan sê, weet jy wat, nee,
Ek stem nie saam met wat jy nou gedoen het nie. Ons vat vir jou ouers. Sien nou maar iemand praat lelik met jou kind. Gaan jy maar net daar staan en sê, ja, dis reg, jy weet, ek gaan nie nou inmeng nie. Ek wil nou nie die vrede versteur nie. Dan laat jy maar toe dat daai persoon sleg praat met jou kind. Stadig afkraak. Waar nog steeds met goedheid kan jy net vir hom sê, of haar sê, in liefde, let wel in liefde. Weet jy wat, ek wil nie, jy moet met my kind so praat nie, dis nie reg wat jy nou doen nie. Hou op. Praat respektiewelik, of los dit eerder. Dit is nie nodig om kwaad te raak nie, mens kan sulke situasies hanteer sonder woede. Mens kan jou man staan sonder woede. En dit is wat God wil hê, moet ons wees. Want as 'n mens kyk na Jesus toe hy geleef het, hy het by sy waardes gebly. Hy het nie een ding gesê, en dan as die meerderheid iets anders te sê, dan het hy gesê, ja, hy het eintlik saamgestem nie, nee. Hy het nie. As hy gesê het 'n ding is nee, dan was dit nee, klaar. En as hy gesê het iets is ja, dan was dit ja. Maar hy het dit nooit uit woede uit gedwing nie. Hy het met liefde, met geduld gewerk met die mense. Laat hulle, so hy het nog steeds gestaan by sy waardes, maar met alle liefde en respek met daardie persoon. Want dink so 'n bietjie, as God jou moes hanteer het, soos wat ons baie keer ander mense hanteer, waar sou ons gewees het vandag? Ek dink baie van ons sou verlore gewees het. Ek dink, dan sou God al gesê het, nee, jy het al soveel kansse gehad, jy het al soveel foute gemaak, jy is op jou eie. En dit is tog wat hy van ons verwag, soos wat hy ons hanteer, so moet ons mense hanteer. Hy het tog Jesus gestuur om vir ons 'n voorbeeld te wees, sodat ons weet hoe ons moet lewe. Dan die laaste ene, gaaf kan gesien word as selfverbetering. Dis baie keer een van ons New Year's resolutions. Ek wil 'n beter mens wees. Ek wil mense beter hanteer. En dan eindig 'n mens eintlik op deur gawer te wees. Want dan sien ons nou nicer met mense. Waar as dit kom om werklik goed te wees, is dit 'n geestelike bemagtiging. Dit is net iets wat die Heilige Gees jou kan gee. Dis 'n vrug van die Gees. So in plaas om vir jouself te sê, weet jy wat, ek gaan probeer om 'n beter mens te wees. Bid en sê, God, verander my hart vandag. Moenie wag tot die 1 Januarie nie, dis nog te ver. Vandag, begin vandag by my. Bietjie vir bietjie, verander my hart. Laat ek 'n passie het vir mense. Nie net nice, all smiles and happiness en hier binne wil jy eintlik kook nie. Maar werklike goedheid, werklike liefde, opregte liefde. Maak dit in my wakker. Want dink so, jy kan nie goedheid hê sonder al die ander vrugte van die Gees nie. Hulle werk saam. So goedheid vereis die ander ook. En hoe kan jy vrugte van die Gees hê sonder die Gees? Jy kan nie, dit kom van die Gees af. So vra vir God daarvoor. Nou ek wil graag afsluit met die laaste vers uit Titus 3 vers 4, wat sê, maar toe gebeur daar 'n wonderwerk. God ons verlosser het vir ons kom wys hoe lief hy ons het. Sy goedheid was nie lippetaal nie. Beteken, hy het Jesus gestuur. God het nie net vir ons gesê, hy is lief vir ons, hy gee vir ons om nie. Hy het vir ons gewys. Hy het sy eie seun gestuur, aarde toe, tydens Kersfeestyd.
om vir ons 'n voorbeeld te wees, om vir ons te lei, om ons stap vir stap te wys, hoe werk die koninkryk van God? Hoe moet 'n Christen optree? Watter karaktereienskappe moet ons hê om soos 'n citizen van die koninkryk op te tree? En hy het dit fisies vir ons bewys, deur ook nie net sy seun te stuur en laat die seun van ouderdom gaan later nie. Nee, Jesus was op een van die ergste maniere ooit weggeneem, op 'n kruis. En nie net dit nie, hy was voor die tyd was hy nog gemartel gewees. En die beste van alles, God het van die begin af geweet, dit is wat gaan gebeur met sy seun. Nou dink mooi, sal jy jou seun, jou dogter, jou kleinseun, jou kleindogter stuur, jy weet daardie persone gaan daardie persoon martel, gaan daardie kind martel, hulle gaan hom doodmaak, hulle gaan hom nog steeds spot, en dan na die tyd gaan daar nog steeds mense wees wat sê, hy het nooit geleef nie, dis maar 'n fairy tale. Sal jy nog steeds in jou hart sê, weet jy wat, ek gee soveel om vir hierdie mense, kom ek stuur hom nog steeds vir hulle. Hulle verdien dit. Ek dink baie van ons sal sê, joh, nee, ek is te lief vir my kind, ek wil nie hê my kind moet seer kry nie. Maar God het gesê, weet jy wat, ek is so lief vir jou, jy kan jou eie naam daarin sit, ek is so lief vir jou. Ek wil nie hê jy moet verlore gaan nie. Ek wil hê jy moet die ewige lewe hê. En dan gaan nie net daar stop nie, ek gaan vir jou 'n plek voorberei in die hemel, saam met my, laat jy 'n ewigheid saam met my kan bly. Dit is die goedheid wat God van ons verwag. Al skiet ons so kort teenoor wat God kan doen, verwag hy nog steeds, ons moet probeer. Dit wat menslik, wat vir ons menslik in staat is, moet ons die beste van ons vermoë probeer om te doen. Daar word vereis van ons om te probeer perfek wees. Nie om perfek te wees nie, maar om te probeer, elke dag te probeer, uit te gaan en werklik te probeer goed wees vir die mense daar buite. En nie net te praat nie, soos wat die priester en die leviet gedoen het met die persoon waar hy gelê het nie. Net te sê blessings en verbystap nie. Maar om soos die Samaritaan werklik na die persoon toe te gaan, sê, weet jy wat, ek is hier, hoe kan ek jou help? Ons almal het sterkpunte wat ons kan gebruik om mense te help. Party van ons is givers, party van ons is teachers, party van ons is sprekers, bemoedigers, te veel om nou op te noem. Maar jy weet waar jou krag lê, en benut dit en wees goed vir die mense daar buite. Kom ons sluit die oë. Goeie Here, ons kom vanoggend na U toe, Here, en vra, verander ons harte. Maak ons werklik goed vir mekaar, en nie net in hierdie feesgety nie, Here, maar die hele jaar, ons hele lewe, Here. Help ons om nood raak te sien. Help ons om raak te sien, hoe ons mekaar kan bystaan, hoe ons mekaar se lewens kan verbeter, hoe ons mekaar kan oprig in 'n wêreld wat dit so nodig het, Here. Daarom bid ek, Here, net soos wat ons lees in die woord, hoe U goed is vir ons, Here. Laat U U seun gestuur het aarde toe, as 'n voorbeeld, ook om vir ons aan 'n kruis te sterf vir ons sondes, Here. Laat ons U voorbeeld navolg, Here, tot die beste van ons vermoë. En laat ons nie net goed is vir die mense wat ons dink verdien ons goedheid nie, Here. Maar laat ons juis kan goed wees vir die mense wat ons sien dat die meeste nodig het, Here. Ons bid dit in U naam se ontwil. Amen.